Okay, so vanaand is vir my nogals ek wil sê ek's opgewonde oor vanaand se gedeelte. Paul, jy kan net vir ons kyk my volgende slide toe, want ek moet sê daar was 'n groot gedeelte in hierdie week waar ek nuwe openbaring gekry het, en ek dink vir my en Jess is dit altyd so, het ons 'n nuwe openbaring gekry van wat hierdie gedeelte beteken, wanneer Paulus hierso vir ons skryf in 1 Korintiërs. En vanaand gaan ons bietjie praat oor bou dit sy liggaam. So alles waaroor ons vanaand gaan praat, wil ek hê julle moet een vraag in julle gedagtes net hou elke keer. En dit is, bou dit sy liggaam. Want alles wat ons in die kerk doen, behoort sy liggaam te bou. Alles wat ons hierso doen wanneer ons by mekaar kom op 'n Sondag of by 'n Woensdag Truth Group, is veronderstel om Christus se liggaam te bou. En niks van dit, broers en susters, gaan eintlik net oor onsself nie. En ons kom nie hiernatoe vir onsself nie. Ons kom hiernatoe. Ons kom kerk toe vir die broer en suster wat langs jou sit. Dit is hoekom ons kerk toe kom. Want alles wat ons doen, moet die liggaam van Christus opbou. Amen. Is julle almal hier? Almal rustig. Here, ek bid net soos ons in die woord ingaan, Here, dat U sommer net hierdie kamer sal rustig maak. Vader, ons bid net dat die Heilige Gees sal wandel hierso en vrede in hierdie kamer inbring. Here, dat ons sal fokus op die woord vanaand. Ek bid dat U deur my sal werk en elke woord wat ek spreek gelei sal word deur die Heilige Gees. En Here, ek bid vir harte vanaand om te verstaan. Here, want ek weet in hierdie week, toe ek hierdie woord deurgegaan het, was daar vars openbaring vir my. En dit het ietsie in my lewe verander, wat ek vir die res van my lewe sal saam met kan dra. En my gebed is dat elke persoon vanaand dit sal ervaar. In Jesus naam. Amen, amen. So ons is besig uit die aard van die saak oor 'n reeks wat ons noem vir my en my huis. En ons het gesê ons gaan bietjie deur dit gaan om oor die rolle te praat van die man en van die vrou en van die kinders. En ons het verlede week bietjie geraak op Josua 24 vers 15, maar ons het ook gepraat oor die Vader se hart. Nou is dit vir ons belangrik voor ons verder gaan en begin verstaan wat die rol van die pa is in die huis, en die rol van die ma is, en die rol van die kinders is om te sien, hoe lyk die huis? En eintlik het ons sulke goeie voorbeeld van hoe die huis moet lyk deur die woord wat God vir ons gegee het. Want wanneer ons begin vra, hoe lyk ons huise? Dan moet ons eers verstaan hoe God se huis lyk. En as ons verstaan hoe God se huis lyk, en hoe sy liggaam lyk, dan gaan ons ietsie verstaan van hoe dit binne ons huise moet lyk. Want wat ook al hier gebeur op 'n Sondag aand, en 'n Woensdag in ons Truth Group, moet dit ook terug weerspieël in ons huise. So dit is belangrik vir ons om dit te sien. En so die een vraag wat ek wil hê, ons moet net regtig in ons agterbewussyn hou deur die hele tyd, is bou dit sy liggaam. Want wanneer ons by elke vers kom, wanneer ons begin praat oor die gawes, wanneer ons begin praat oor profesie, en oor orde in die kerk, en wanneer ons begin praat oor bediening, kom dit altyd terug na die een vraag toe, bou dit sy liggaam. En julle gaan vanaand daai woorde onthou, want ek gaan dit baie keer noem. Want ek glo dit is die belangrike vraag wat Paulus ook vir ons eintlik gee in 1 Korintiërs 14. En dit is 'n belangrike deel vir ons om te verstaan. En ek dink persoonlik een vraag waarmee baie van ons sukkel en waarmee baie kerke sukkel, is hoe laat ons die Heilige Gees werk? Want niemand van ons wil in 'n kerk sit wat dood is nie. Ons verlang daarna dat mense gered word.
Ons verlang daarna dat mense herstel word. Ons verlang daarna dat die Heilige Gees mense se harte verander. En ons verlang daarna dat die kerk ons familie begin raak. Maar dan moet ons onsself vra, is hoe lyk dit? Want die waarheid in vandag se wêreld is dat as jy 10 verskillende kerke gaan besoek, gaan jy heel waarskynlik 10 verskillende antwoorde kry. En sommige sal sê, hoe meer spontaan, hoe meer werk die Gees. Ander sal sê, hoe meer orde, hoe veiliger. En tussen hierdie twee uiterstes sit baie gelowiges vandag en vra die eenvoudige vraag, wat sê die Bybel? Want uit die aard van die saak, broers en susters, is dit vir ons belangrik om te verstaan wat die woord sê van hoe die Gees moet werk en nie wat ons ervaring is nie, of ons tradisies is nie, maar wat sê die woord van God? Want dit gaan nie oor jou of my voorkeur nie. Dit gaan oor wat het die Here gesê. Want as Jesus die hoof van sy kerk is, dan behoort wat hierso gebeur vir Jesus te verheerlik. En as Jesus die hoof van die kerk is, dan behoort die woord van God te beheer wat hier aangaan. So ek gaan uit 1 Korintiërs 14 vir ons lees en ek gaan net by vers 26 vir ons begin tot vers 33. Het sê, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, en laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, en by beurte, en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleier is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek, en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. En luister mooi. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. So nou voor ons verder gaan, is dit belangrik vir ons om bietjie te verstaan hoekom Paulus hierdie skryf. En 'n ding wat ons moet verstaan uit die woord uit, waar daar vandag hoofstukke en verse is nie hoe dit gedoen was daardie tyd nie. So toe Paulus 'n brief geskryf het aan die Korinte, was dit een brief gewees. En daar was nie verskillende hoofstukke gewees nie. Dit was alles een gedeelte wat hy geskryf het. So as mens bietjie teruggaan in hoofstuk 12, dan wys Paulus vir ons dat die Heilige Gees gawes aan die kerk gegee het. In hoofstuk 13 wys hy dat die liefde bepaal hoe daardie gawes gebruik moet word. En in hoofstuk 14 wat ons nou lees, wys hy hoe liefde lyk wanneer die gemeente bymekaar kom. So dit beteken vir ons dat Paulus wil nie die gawes stop nie. Hy probeer nie die Heilige Gees stil maak nie, maar hy leer die gemeente hoe God se kerk moet operate. En dit is belangrik. Want die Korinte in daardie tyd was nie 'n gemeente wat aan 'n gebrek van gawes was nie. Inteendeel het Paulus geskryf in 1 Korintiërs 1 het hy gesê, julle kom in geen genadegawe kort nie. So hulle probleem was nie 'n gebrek aan gawes nie. Hulle probleem was dat hulle gawes nie altyd die liggaam van God opgebou het nie.
En dit is wat ons, en wat Paulus vir ons probeer leer deur hierdie. Want hy skryf nie hierdie gedeelte aan ons om die gawes af te skaf of te stop nie, maar om die gemeente te begin volwasse maak. En ek dink dit is nog steeds die hart van God vandag. Is nie om die gawes te stop nie, maar is om ons te kry dat ons volwasse in die Gees begin raak en verstaan hoe dit lyk wanneer die gawes van die Gees begin werk in hierdie kerk. So wanneer ons begin kyk na vers 26, dan begin Paulus deur te sê wanneer julle saamkom. Wanneer julle saamkom. So Paulus begin nie by die tale of by die profesie nie, hy begin nie by die orde nie, maar hy begin by die feit dat die gemeente saamkom. Broers en susters, ek wil weer vir julle sê, hoe belangrik dit is, dat ons hier by mekaar kom. Hierdie samekoms is baie belangriker as wat julle net dink, dis om Sondag net 'n blokkie te kom tik. Want wat hier besig is om te gebeur wanneer ons by mekaar kom, is 'n geleentheid wat God in die Heilige Gees wil gebruik om die gawes uit te stort in hierdie gemeente vir die opbou van elkeen wat hier sit. Amen. Want ons bou sy huis. Dit is God se huis. En ons moet dit verstaan. En ek hou so baie daarvan, Paulus sê hierso in vers 26 sê hy, hoe staan die saak dan broeders, wanneer julle saamkom, dan sê hy, dan het elkeen van julle, so dis nie net die pastoor nie, dis nie net die bedieningsspan nie, dis nie net die geestelike persoon nie, elkeen. So dit wys vir ons ietsie van God se hart in hierdie oomblik ooit. Want God het nooit bedoel dat sy kerk rondom een persoon gebou word nie. Want dit gaan nie oor een persoon hier binne se gawe nie. Maar hier skryf Paulus dat elkeen het 'n gawe. En dit is hoe God sy kerk ontwerp het. Elke lid het 'n plek. Elke lid het 'n funksie. Elke lid is waardevol. En dit is presies wat Paulus reeds in hoofstuk 12 vir ons begin verduidelik het. Die Heilige Gees deel gawes uit aan sy mense. Nou ons almal ontvang nie dieselfde gawes nie. Maar elkeen van ons ontvang 'n gawe van die Heilige Gees. En die belangrikste van ons, die belangrikste verwagting van ons, is dat daai gawe van ons die liggaam bou. En so wanneer ons in diepte ingaan, dan moet ons nie begin vra, wat is my gawe nie? Maar ons moet eerder vra, Here, hoe kan U my gebruik om U liggaam op te bou? Here, hoe kan U my gebruik om U liggaam op te bou? Want die gawes, broers en susters, gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Christus en sy kerk. En verstaan die gedeelte waardeur ons gaan praat spesifiek oor die kerk en wanneer ons by mekaar kom. Dan kom Paulus by die woorde op die einde van daai gedeelte. Dan sê hy, laat alles tot stigting geskied. En hierdie is 'n kerngedeelte van hierdie vers. Want die woord stigting, as mens teruggaan na die oorspronklike gedeelte in Grieks toe, letterlik beteken om 'n huis te bou. So skielik, wanneer ons kyk na ons reeks vir my en my huis, behoort dit nou vir ons te begin sin maak, hoekom ons praat oor die Heilige Gees. En hoekom ons praat oor God se huis en oor sy kerk. Want wanneer ons hier by mekaar kom, broers en susters, behoort alles wat gebeur, God se huis te bou. So nou verander die vraag. Want die vraag is nie meer, mag ek dit doen nie? Die vraag is, bou dit
sy liggaam. Die vraag wat deur die res van die hoofstuk beantwoord gaan word, bou dit sy liggaam. Want as dit die liggaam opbou, broers en susters, dan is dit goed. En as dit die liggaam afbreek, of die aandag op myself vestig, dan mis ons die hart van hierdie hoofstuk. En dan mis ons die hart van hoekom ons by mekaar kom. Want dit gaan oor Christus. Oor sy liggaam. En ons moet nou verstaan van Paulus se perspektief af. Op hoofstuk 13, wanneer hy praat van liefde, praat hy van, maak nie saak wat se gawe jy het nie, as jy nie liefde het nie, is alles te vergeefs. Want liefde vra altyd, hoe kan ek ander dien? Nie hoe kan ek myself uitdruk, of hoe kan mense my meer raak sien nie, maar hoe kan die Heilige Gees deur my Christus verheerlik en sy kerk opbou. Laat dit tot stigting geskied, is nie bloot eenvoudig 'n reël nie, broers en susters. Dis liefde wat prakties word. Want liefde bou. Liefde breek nie af nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. Liefde soek die voordeel van ander. En daarom is die vraag weer eens, bou dit sy liggaam. Broers en susters, want as ons hierdie verstaan, en ons verstaan die liefde, dan gaan ons elke Sondag hiernatoe wil kom, want ons wil hê die Gees moet deur ons werk, want miskien is daar 'n boodskap vir die broer of die suster langs jou vanaand. Want dit is tot die verheerliking van Christus. So alles wat hier gebeur vanaand, moet op die einde van die dag hom verheerlik. En ons opbou. En verandering hier bring. So as ons nie kan Sondag aand hier instap, en 'n veranderde persoon uitstap nie, dan mis ons die punt van hierdie bymekaar kom. Dan moet ons iets verander. Dan moet ons dalk meer bid, meer verstaan, of dalk meer liefde hê binne ons harte. So nou begin Paulus verder by vers 27 en 28, en hy begin praat by die gawe van tale, en hy sê, as iemand in 'n taal spreek, laat dit deur 2 of hoogstens 3 wees, en elkeen op sy beurt, en laat een dit uitlê. So hy sê nie, moenie in tale spreek nie. Want inteendeel, wanneer ons later by vers 39 en 40 kom, gaan ons sien, hy sê, moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. So Paulus sê nie, moenie in tale spreek nie, hy verbied nie die gawe nie, maar wat hy doen is, hy bring orde tot die gawe. Hoekom? Vra ons dit. Omdat die doel van die samekoms nie is, dat een persoon opgebou word nie. Die doel is dat die hele liggaam opgebou word. En daarom bly dit die hele tyd ons vraag. Wat ons besig is om te doen, bou dit sy liggaam. Want as niemand verstaan wat gesê word nie, hoe kan die gemeente opgebou word? Dis hoekom Paulus hier sê, daar moet iemand wees, as ons almal nou begin hardop in tale bid, moet daar 'n uitlegger wees, wat hier kan kom staan en sê wat gebid was. Dis hoekom die samekoms hier is. En as dit die gawe is wat die Heilige Gees oor jou gestort het, dan gaan jy weet hoe om dit te gebruik. So Paulus sê nie, moenie in tale bid nie. Maar hy sê, wanneer ons by mekaar kom, laat daar iemand wees wat die uitlegger is. Andersins, as daar nie is nie, is die tale waarin jy bid vir die self-edification. Wat ook baie belangrik is. Dis hoekom ek sê ons fokus op die kerk vanaand en wanneer ons hier by mekaar kom. Ek gaan dit net weer herhaal. Dat dit is nie
Paulus se intensie om te sê, moenie in tale bid as jy nie 'n uitlegger is nie. Maar, wanneer jy in tale bid en ons nie iemand in die kamer wat kan uitlê wat gespreek was nie, dan is dit vir jouself en jou verhouding met God. Maar wanneer dit vir die opbou van die liggaam is hierso, dan sal daar 'n uitlegger wees wat kan interpreteer wat gesê was. Want wanneer daar dan in tale gebid word, is dit om die gemeente op te bou. En so wanneer daai tale uitgelê word en die persoon spreek, moet daai wat hulle spreek opbouend vir die gemeente wees. So ons moet onsself elke keer vra, wanneer Paulus hierso gaan, dan fokus hy op, dien dit die gemeente. Broers en susters, dit is eintlik so mooi om dit te besef. Dit is eintlik so mooi wat Paulus besig is om hier te doen. Want wanneer ons almal hier by mekaar kom, moet ons eintlik met 'n verwagting kom dat die Gees gaan werk. Moet ons eintlik met 'n verwagting kom dat God dalk 'n plan het met jou of my vanaand. En dat hy die broer of die suster langs my dalk gaan gebruik om 'n woord te deel of om 'n skrif te deel vanaand in hierdie plek. So as ons aangaan en praat ons van dien dit die liggaam van Christus en die gemeente. En dit is 'n vraag wat ons baie verder gaan hanteer, ons gaan dit die hele tyd hierso deur hanteer. Want voordat ons enigiets doen, in die Gees, moet ons onsself daai vraag vra. Is dien dit die gemeente? En so wanneer die Heilige Gees 'n woord kom gee, of 'n profesie kom gee, of sê jy moet in tale bid, dan moet dit altyd vir jouself die vraag vra, bou dit die liggaam van God? Ek verstaan dit is moeilik om dit te hoor, maar dis die kriteria wat Paulus vir ons gee. En ek gaan nou vir julle 'n interessante vers lees, wat hy verder vir ons gee. In vers 29 beweeg Paulus oor van die tale af na die profesie toe. En hy sê, laat 2 of 3 profete spreek, en dan sê hy verder, en laat die ander dit beoordeel. Dis dieselfde patroon wat Paulus gebruik. Paulus sê nie, moenie profeteer nie. Hy sê ook nie, enigiets wat gesê word, moet sommer net aanvaar word nie. Hy hou hierdie 2 waarhede bymekaar, want daar is ruimte vir die Heilige Gees om te werk, 100%. Maar daar is verantwoordelikheid wat saam met dit kom. Daar is ruimte, maar daar is ook onderskeiding wat moet plaasvind. En let op die woorde wat Paulus sê, hy sê, laat die ander dit beoordeel. En as ons teruggaan na die kern van die Grieks, dan sê dit beteken dit om te onderskei, om te ondersoek en om te evalueer. Met ander woorde, die gemeente is nie net bedoel om net passief te luister nie. Maar wanneer die Gees van God werk en woord bring en profesie bring, dan moet die ander lede in die gemeente dit beoordeel. En hoe word dit beoordeel? Vra ons onsself. Om dit terug te vat na die woord toe. En te vra of dit in lyn is met die woord. En om te vra of dit sy liggaam opbou. Want die hoogste gesag in die kerk, broers en susters, is nie 'n persoon nie, die hoogste gesag in die kerk is God, en sy woord wat hy vir ons gegee het. So wanneer ons op 'n punt kom, wanneer hy ons sê, die Here het vir my gesê, en ek is nie bereid dat 'n broer of 'n suster in die gemeente dit beoordeel met die woord nie, dan moet ek vir myself vra, hoekom nie? Want hoe dit prakties gelyk het altyd, is wanneer 'n gemeentelid sit
en die Gees kom oor hom, en hy spreek 'n profesie uit, dan sal dit daai tyd sou dit na die leiers toe gegaan het. En hulle sou gekyk het of dit in lyn is met die woord. En so vir ons wat 'n kerk saambou, wanneer ons met mekaar woord deel, wanneer ons profesie uitspreek, dan moet ons hier wees vir mekaar om dit te beoordeel met die woord. En ek gaan net vir my 'n persoonlike opinie sê, is ek glo nie daarin dat ons die gawes van die Heilige Gees moet beoefen tot ons dit reg kry op iemand nie. Want mense word seer gemaak as dit nie reg gebruik word nie. So ons beoefen dit nie keer na keer op iemand en sê vir iemand ietsie wat die Heilige Gees nie werklik in hulle gespreek het nie. Want die woord sê, laat dit beoordeel word deur die gemeente. So wanneer die Heilige Gees 'n woord op jou kom sit en jy wil dit deel met iemand hierso, en is in lyn met die woord en dit bou die liggaam op, dan is dit van die Heilige Gees af. Maar wanneer 'n woord vir jou gegee word en jy kom hier en dit is in contradiction met die woord, dan moet ons onsself vra of dit deur die Heilige Gees was. Want die Heilige Gees gaan nie teenstrydig wees teen die woord van God nie. Want hierdie is geïnspireer deur die Heilige Gees. So dit kan nooit teen mekaar gaan nie. So broers en susters, ek wil net sê, dat Paulus gee vir ons die antwoord. Dit is nie nodig vir ons om te wonder nie. En ek dink ons moet terugkom na die punt toe, en na die hart toe, van wat kerk is. En ons moet bereid wees, om 'n paar minute na die tyd te spandeer, om deur die Gees gelei te word, en woord te bring aan die gemeente, en testimonies te deel en goeders, en te kyk, laat dit in lyn is met die woord, sodat dit die liggaam van God kan opbou. En dit is hoekom ons hier is. Want die Heilige Gees wil bedien. God wil harte verander. Hy wil hê jy moet in jou volheid loop en in jou gawes loop. Maar ons moet dit doen volgens die woord. In Johannes 16 het Jesus gesê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle dit verkondig. Jesus se woorde. Want die hele ding van die gawes van die Heilige Gees is om vir Christus te verheerlik. Is om hom te openbaar in hierdie plek. Is om hom groter te maak, want hy verdien al die glorie. So as ons verder gaan in vers 30. Hoe vir my 'n bietjie moeilik vanaand hierso. En as aan 'n ander wat daar sit iets geopenbaar word, laat die eerste swyg, wat beteken om stil te bly. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig kan word. Broers en susters, hierdie wys vir ons twee dinge. Paulus verwag dat meer as een persoon in die kerk gebruik word. Hy verwag nie dat dit oor een persoon gaan nie. Hy verwag dat elkeen wat hier kom, wat hier by mekaar kom, deur die Gees gelei sal word. En dat die gawe gebruik sal word wat die Gees oor jou laat kom. En tweedens dan sê hy een vir een. Want liefde gee ruimte vir ander. Liefde dring nie voor nie. Liefde oorheers nie. Die liefde bou.
En broer en suster, wat julle moet sien deur hierdie, hoekom Paulus sê een vir een, want in God se huis is daar orde. So wanneer die Gees van God werk, gaan daar orde wees. En hy sê een vir een. So hy verhoed nie dat dit gedoen word nie, hy verhoed nie dat die gawes gebruik word nie, maar hy sê een vir een. En dan kom hy in vers 32 en hy sê, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Broer en suster, die Heilige Gees neem nie selfbeheersing weg nie. Die Heilige Gees inteendeel bring selfbeheersing voort. In Galasiërs 5 kan ons sien dat dit een van die gawes van die Heilige Gees is selfbeheersing. So dit beteken, iemand kan nie sê ek kon myself nie beheer nie. Broer en suster, wanneer die Gees oor jou kom en jou vul, yes, jy kan 100% ingee en toegee vir die Gees om jou na jou knieë toe te laat sak of om jou dalk te laat omval. Maar daar is altyd selfbeheersing. Die Gees van God bring altyd selfbeheersing voort. En so wanneer die Gees van God woord op jou hart sit, dan het jy tyd om te luister. En te hoor. En om ruimte te maak. En om dit ordelik te doen. Want die Gees werk nooit teen die karakter van God nie. En ek sê hierdie in liefde, broers en susters. En ek hoop julle ontvang dit ook so. Want dit is belangrik vir ons om dit te verstaan. Want dit is heel waarskynlik een van die gedeeltes waar die meeste mense in die kerke seer kry. Is die Heilige Gees. En hoe die Heilige Gees werk. En ek sê vir Jason, ek sê ons almal het al daai video gesien van 'n ou wat met sy baadjie uitstap en al die honderde mense laat val. So ons moet onsself vra, bou dit die liggaam op? Is daar selfbeheersing in dit? Want daar moet orde wees in wanneer die Gees werk. Dit beteken nie ons moet dit nie doen nie. En ons moet dit verstaan en ek gaan dit weer herhaal. Paulus skryf nie een keer dat ons moet ophou die gawes gebruik nie. Hy sê nie een keer die gawes werk nie meer nie. Hy sê die gawes werk. Maar dit is om die liggaam op te bou en dit werk in orde. Vers 33 sê, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. So dit is nie net in Truth Church nie, in al die gemeentes van die heiliges, dit was nie net in die Korinthe kerk nie, in al die gemeentes van die heiliges is God nie 'n God van wanorde nie. So wanneer sy Gees werk, gaan daar ook nie wanorde wees nie. Want wanneer sy Gees werk, gaan dit wees om die liggaam op te bou. En wanneer die Gees werk, gaan daar orde wees. En dit gaan in lyn wees met sy woord. Broer en suster, die woord is vir ons baie belangrik in hierdie gedeelte. En so wanneer ons begin kyk na God se huis, dan behoort ons na ons eie huise te kyk, en ons eie huise soos ons leef, behoort dit iets van sy karakter te weerspieël. So wanneer God vrede is, behoort ons huis vrede te wys. Wanneer God waarheid lief het, behoort ons waarheid lief te hê in ons huise. En as God liefde is,
behoort sy kerk deur liefde gekenmerk te word. Want God se orde vloei uit sy karakter uit. So wanneer die Heilige Gees werk, broers en susters, dan gaan dit mense aanraak vir die goed. En dit gaan nie wees om mense se lewens te verander, en jou hart te verander, en dit gaan ietsie anders te binne jou bring. Maar broers en susters, moenie bang wees dat dit in orde gebeur nie. Wees opgewonde daarmee, want as jy luister na die woorde van Paulus, dan gaan jy eintlik sê, ek wil hê, in Truth Church moet daar orde wees, en hulle moet luister na die Heilige Gees, en hulle moet die woord lees, soos Paulus dit vir ons gee. Want dit is tot beskerming van ons almal. Dit is tot beskerming van ons almal. En dan wil ek van vers 37 verder lees wat sê, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Broers en susters, hoor hierso. Ek weet nie of dit net ek is wat so opgewonde raak oor die woord nie. Maar hoor wat sê Paulus. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Ons kan nie dit uithaal uit die woord uit nie. So wat is die toets, broers en susters? Nie hoeveel gawes ons het nie, nie hoeveel ervarings ons gehad het nie, nie hoe emosioneel ons is van ons aanbid nie, nie hoeveel mense hom volg nie, maar Paulus sê, as iemand werklik geestelik is, sal hy hom onderwerp aan die woord van God. Ons moet dit verstaan. Want as die Heilige Gees werk, en die gawes word uitgestort, dan gaan dit nie teenstrydig teen sy woord wees nie. En ons gehoorsaamheid in dit ook, broers en susters. Want gehoorsaamheid is nie net jy voel iets en jy sê iets nie. Daar's gehoorsaamheid om te ervaar, te toets aan die woord en dan te deel met 'n broer of 'n suster. Daar's selfbeheersing om te sê, ek hoef nie nou op hierdie oomblik wat ek het gehoor het te sê nie, ek kan 10 sekondes my woord optel, lees, ek kan kyk, gaan dit daai persoon opbou en gaan dit vir Christus verheerlik. En as hy doen, dan deel jy daai woord. Maar dan gaan dit weer lees. Omdat hierdie is nie ek wat dit sê nie. Dis Paulus se woord. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van die Here is. Hy gaan aan sê, maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. So Paulus weer eens encourage dit, wanneer dit by daai gedeelte kom. So niemand kan sê, ek het nou gesê, ons moet ophou en tale preek of dit profeteer nie, want hierso sê Paulus weer eens, daarom broeders, beywer julle om te profeteer. Hy sê, jy moet 'n begeerte in jou hart hê om te wil profeteer. En moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. En vers 40 sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Dis eintlik sulke mooi balans wat Paulus hier vir ons gee. Hy sê, moenie die gawes verhinder nie, maar laat
alles ordelik geskied. So dis nie of die Gees of die woord nie. Dis nie of waarheid of liefde nie. Nie of orde of bediening nie. God roep sy kerk na albei, want alles het dieselfde doel. Bou dit sy liggaam. So nou verstaan ons hoekom ons eers oor God se huis moes praat voordat ons oor ons eie huise moet begin praat. Want ons eie huise behoort iets van God se huis te weerspieël. Hoe ons situasies hanteer, broers en susters, moet kan wees hoe God wil hê sy kerk moet situasies hanteer. Of dit nou in die werksplek is, of tussen vriende, of tussen familie, is hierdie ons maatstaf. Want as sy huis onder die gesag van Christus leef, beteken moet ons huis ook onder die gesag van Christus leef. As 'n huis deur liefde gekenmerk word, behoort ons huis ook so gekenmerk te word. En as sy huis ruimte maak vir die Heilige Gees, broers en susters, dan moet ons ruimte maak vir die Heilige Gees om hier te werk. Maar net soos God wil hê, daar moet orde wees wanneer die Heilige Gees werk. En ons moet in tale spreek waar die Heilige Gees lei, en ons moet profeteer, en ons moet 'n woord van opbouing vir mense bring, alles om hom te verheerlik. Want as die antwoord is, ja, dit bou sy liggaam, laat ons dit dan met vreugde doen. En as sy antwoord nee is, laat ons die nederigheid hê om dit een kant toe te lê. Broers en susters, ons moet bereid wees om te weet dat ons partykeer gaan verkeerd wees. Ons moet weet dat partykeer gaan die Gees ons lei of ons gaan voel die Here het vir ons gesê en dit gaan dalk nie so wees nie. Maar dan moet ons in nederigheid teruggaan na Christus toe. Ons harte ondersoek en aanhou die begeerte hê dat die gawes werk in ons lewens. Want die Heilige Gees verander ons. Die gawes van die Heilige Gees in hierdie gemeente verander elke persoon hier binne. Dit bou hulle op. Dit bou Christus se kerk op. Want op die einde van die dag gaan alles oor God. En nie oor ons nie. So wanneer hierdie woord dalk moeilik is om te hoor, dan moet ons harte check en vra. Want wanneer ons alles doen tot verheerliking van God, gaan ons volgens sy woord wil leef en die orde toepas volgens sy woord ook. Ons gaan kom Sondag nou en ons gaan met 'n verwagting kom. Ons gaan kom dat ons besef dat dalk is daar 'n gawe in my wat die Heilige Gees vanaand wil gebruik vir 'n ander broer of 'n suster. Ons gaan kom en ons gaan sê, Here, maar hoe kan ek meer U se woord ken? Want wanneer ek moet beproewing gee aan die woord van God, dan behoort ek die woord van God te ken. En baie van ons wil gelei word deur die Heilige Gees en ons wil sê, die Here het vir my gesê, maar jy was 'n jaar laas in jou woord. So ons moet onsself vra, gebruik ons die Heilige Gees vir opbouing van Christus se liggaam? Of doen ons dit om raak gesien te word? Vir onsself? Want waarom is Paulus so ernstig dat die liggaam moet opgebou word? Omdat wanneer ons hierdie liggaam opbou, dan word Christus verheerlik. Gelowiges word meer volwasse. Sonde verloor sy houvas. Die liefde begin groei. Elke gelowige begin sy plek te ontdek. En die wêreld, broers en susters, wanneer jy hier uitstap, begin iets sien van Jesus.
Daarom is die vraag nooit, mag ek dit doen nie? Die vraag is altyd, bou dit sy liggaam? Want wanneer dit God se liggaam bou, word sy naam verheerlik. My gebed vir Truth Church ook, is dat alles wat ons hier doen, sy liggaam sal verheerlik. En die manier hoe ons braai hou, en die manier hoe ons sing, en die manier hoe ons mekaar hanteer, broers en susters, wat hier gebeur, moet weerspieël wat in jou huis gebeur. En so wanneer die gawe van die Heilige Gees oor jou werk hierso, moet die gawe van die Heilige Gees in jou huis ook werk. En wanneer daar vrede is in hierdie plek, moet daar vrede wees daarso. Broers en susters, dit moet dieselfde wees. Maar die oomblik wanneer ons by mekaar kom, dan hou ons kerk. En so ons moet onsself vra, laat ons toe, dat die Heilige Gees binne ons werk. Maar dit is maklik om nou net te hoor, ja nee, ons moet maar ophou. Dis nie een keer wat ons gesê het nie. Dis nie een keer wat Paulus sê nie. Maar jy moet vir jouself vra, kom maar terug na die woord toe. Want as ons verstaan dat Paulus het hier gesê, as ons geestelik is, dan sal ons verstaan en ons sal doen wat die woord sê. En ons sal toelaat dat die Heilige Gees werk. En ons sal binne ons bereid wees om te wag vir 'n oomblik. Ons sal bereid wees om te vra en te toets met die woord. Want die Heilige Gees gaan jou nie lei om iemand anders te af te breek nie. Of seer te maak nie. En die Heilige Gees gaan nie sê oefen en maak seer tot jy dit reg kry nie. Dis nie die karakter nie. So wanneer ons gelei word deur die Heilige Gees, dan moet ons vir onsself net altyd vra, is dit in lyn met die woord, en gaan dit die persoon opbou, met wie ek hierdie gawe deel. En nou moet ons kom en ons moet opgewonde raak. Want wanneer daai gawe reg is, gaan daar ietsie verander in daai persoon se lewe. En wanneer die profesie gegee word, of wanneer daar in tale gespreek word, of wanneer die gawe van die Heilige Gees oor jou kom, en jy deel dit met 'n broer of 'n suster, en die liggaam word opgebou, dan begin die lewe verander van daai persoon wat dit ontvang het. En so wanneer hulle hier uitstap, dan begin jy 'n bietjie ietsie van Jesus te weerspieël. En dan gaan bietjie lig wys daar buite. En broer en suster, dis hoekom ons moet ernstig wees om deur die Heilige Gees gelei te word, want ons kan nie Sondag in en Sondag uit dieselfde lyk nie. En wanneer ons hier kom, kan dit nie net wees om 'n blokkie te tik nie. Dit moet wees dat die liggaam opgebou word. Ja, ek wens daar was net iemand wat bietjie meer opgewonde was hier binne. Want dit voel of ek alleen opgewonde is. Kan ons verstaan wat hierdie woord beteken vir ons vanaand? Dat dinge moet begin verander vir ons. Paulus sê gebruik daai gawes. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees hier werk. Elke liewe oomblik. Ons kan niks doen deur die leiding van die Heilige Gees nie. Ons moet altyd hom gebruik. Die leiding van die Heilige Gees gebruik. In orde. En beoefen dit met die woord. Onthou laaste punt. Die Gees sal nie teenstrydig wees teen wat die Gees geïnspireer het nie. Nooit nie.